kuier nou die naweek lekker hier by Bloekompoort. Julle hoor die boeremusiek daar in die agtergrond. Ons het vir Benna hierso van die boeremusiek Gilde. Benna, vertel ons bietjie van julle musiek. Ja, ek dink is 'n kultuur wat al lank in ons lewe van voorvaders afkom en sulke goede. Ja, en ons probeer dit nou net nog steeds sterker te maak en beter te maak en lekkerder te maak. Die ou tydse mense het nie die geriewe en toerusting gehad wat ons vandag het nie, so ja. Ek dink as iedereen ook bylaat, wat kan ons sê, het is maar net lekker om boeremusiek te speel en te luister en te sien hoe dans die mense. Ja, dit is 'n belewenis. Ideon, miskien kan jy ons vertel wat wil julle bereik met hierdie tipe aande of wat probeer ons behou hierso? Kyk, kom ons wees eerlik met mekaar net. Boeremusiek is 'n tradisie wat ons nie by ons boerevolk kan wegvat nie. Soos ons taal nie gaan toelaat om weggevat nie, so gaan ons ook nie toelaat dat ons musiek weggevat word. Daar's volksvreemde musiek wat waardeer word, wat geniet word deur mense. Maar hierdie is reg Suid-Afrikaans. Hierdie musiek word nie in ander lande gespeel nie. En as 'n boeremusikant kan ek dit eerlik en opreg sê, daar is geen musiek wat so lekker speel soos boeremusiek nie. Ideon, waar het jy begin met die hele boeremusiek ding? Van kleins af of? Ek was baie bevoorreg geweest. Ek was 3,5 jaar oud toe my pa my geleer gitaar speel. In die Mosselbaai omgewing. Suikerbos gitaartjie gespeel. Die bekende oom Percy Sauerman was my gitaarlesman geweest. Hy het my geleer speel as 'n klein seentjie. En ek het vir jare, toe ek getroud is, het ek musiek neergesit. Ek het glad nie meer musiek gemaak nie. Ek kan vir niemand sê hoekom nie. En toe begin ek by 'n kerk speel 21 jaar later. En toe trek ou Basie Brits, toe trek hy my in by die boeremusiekgilde, omdat ek wou begin bas speel, waarvan ek niks geweet het en dis so ek betrokke geraak het en vandag nog betrokke is, 26 jaar later. Ideon, kan jy ons miskien bietjie vertel van die mense wat die speel vandag of oor die naweek of hoe is dit alles? Ja, ek dink die meeste mense wat nog steeds hier speel, kom al van 'n tyd af wat al lank betrokke is by boeremusiek. En ja, ons is hard besig om jong mense voor te berei om ons tradisie te laat herleef of aan te laat leef. En ja, dit is nie altyd maklik nie, maar ons dink ons probeer ons bes om boeremusiek soos ons nou gesê te bevorder en nog steeds sterk te laat staan, en want ek meen, dit is ons tradisie en ons kan nie sonder dit nie, ja. Ons kan glad nie sonder dit nie. Ek meen as jy op die einde van die dag as jy gaan kyk, ons groot bewegings, daar's baie politiek in musiek. Mense, soos daar politiek op ander vlakke is daar baie politiek in musiek. En hierdie is die musiekgroep met die minste politiek. Jy gaan kyk, Suid-Afrikaanse kunstenaars, hulle beklei geweldig onder mekaar. Hulle beklei vir bestaansreg, hulle beklei vir populariteit. Hier is dit nie 'n beklei nie. Hier is dit, ons maak musiek sodat dit tot genot van almal kan wees. Ja, as ek kan aanlas van die universiteit af, ek dink ek het dit op 'n ander manier net op my eie siening gedoen om 'n meer boeremusiek familie te maak. Ja, ons het dit nou verpligting gemaak as jy hier kom en veral as jy ou gade as jy is en hier kom nuwe mense, jy moet hulle sê verwelkom. Ons ook, ons doen almal so. Hier kom nie 'n orkes aan en hy loop nie deur die saal en groet almal. Of dit nou nuwe mense is of die ou gade is of wat ek dink die tradisie van familie bewus in boeremusiek moet ons laat voortleef. En ons is nou hier by Bloekompoort. Waar het hierdie verhouding begin of hoekom jy's Bloekompoort as ek so mag vra? Ons moet net so 'n bietjie gaan kyk na die geskiedenis. My voorganger Bert Venter was 'n man wat regtig, hy het sy boeremusiek geken, hy het sy nommers geken en hy het al hierdie dinge geken en hy het 'n goeie werk vir ons gedoen. Maar ons was verdeeld in die Valdriehoek. Die Valdriehoek Vereniging, Sasolburg, Meyerton, jy weet, van 'n Bouwpark. En ons het by verskeie skole het ons funksies aangebied. Maar kostegewys kon ons dit nie meer bekostig om skoolsale te huur nie. En ek het 'n dame aangestel daai tyd wat vir my bemarking gedoen het en sy het die plek raak geloop, eintlik aan Valpark, want dit is Henberg Electronics in Valpark waar ons met Henny te doen gekry het. Ons is genooi, ons is gesê hier is 'n saal en die res is geskiedenis. Ons staan van 2006 af, met ander woorde 20 jaar
wat ons hierdie perseel gratis kry by Henny om hierdie funksies aan te bied. Hy is ons baie goed gesind, jy weet. En hy is 'n groot liefhebber van boeremusiek. Hy sluip hier rond, hy steek vir ons vure aan die brand en hy's nie 'n gesonde man op hierdie stadium nie. Maar hy is werklik, hy is hy's deel van ons, hy's deel van ons ding, jy weet. Ja, soos Ideon gesê het, Henny, ja, hy is ons baie goed gesind om sy plek gratis vir ons te gee. Ek meen, soos ek sê, ons het vandag nou nie dalk baie mense nie, maar ek dink ons rekord met caravans was 670 mense en 'n dagfunksie 399 mense. So ja, ons het al saam met Ideon baie mooi goeie herinneringe opgebou van Bloekompoort. Die samewerking van hulle is altyd vriendelik met ons. Ons is altyd gemoed met enigiets anders wat ons wil reël. Al die orkeste wat hier speel, of jy nou 'n vaste orkes het of 'n loodspeler is, gee ons elke jaar 'n lekker gratis ete. Jy bring net jou gitaar saam of jou cortina saam en dit is wat ons teruggee vir mense wat boeremusiek gratis hier kom speel. Hulle kom speel gratis hierso. So ja. Jy weet, en om terug te gaan na die musiek wat aangebied word. Ons probeer werklik om dit wat ons het so tradisie vas te hou as wat dit moontlik is. Jy weet, dis waaroor die gilde gaan, dis waarvoor daar reëls is. En dan het ons aanbiedinge soos julle kan hoor hier in die agtergrond. Die groot ding is, en dis wat Benna sê, ons is 'n familie, ons is nie 'n kompetisie nie. Ons kompeteer nie onder mekaar nie. Dit gaan oor die liefde van die musiek. Geniet saam en alles, die atmosfeer is lekker. En ek moet sê, dit gaan nogal saam met die kamp en die braai en die pap en sous. So, mense, regtig 'n aand wat jy kan geniet. Lekker dans, lekker geesvang. Baie dankie, Benna. Dan nog iets sê, as ons net mekaar gou beter leer ken, dan kan ons altyd vir jou 'n jaarprogram stuur. Dan kan jy dit sommer ook plaas en dan weet die mense meer wanneer is 'n funksie beskikbaar hier by Bloekompoort. Miskien iets wat ons eintlik agterweë gelaat het is dat ons die Vader altyd eer gee vir dit wat hier gebeur. Ons het 'n gewyde oomblik wat daar gestel is, waarin ons 'n halfuur gewyde musiek doen, skriflesing en gebed, en ons verdeel dit onder ons orkeste. Dis nie laat een mens dit doen nie, en dit gaan werklik oor die dankbaarheid. Hierdie land het 14 takke gehad. Ons is een van 2 takke wat nog regtig funksioneer in die land op hierdie stadium, en ons gee die eer aan die Vader. Ja, kan ek gou bylas as jy nou agterhoor is die boeremusiekie is bietjie iemand wat sing. So ons gee mense ook grasie om te sing. So ja. So ja, hulle het gevra ons moet bietjie met die mense gesels en hoor hoe voel hulle, wat sê hulle van Bloekompoort? Wat is in die gang? Hoe voel hulle uit hulle hart uit? So ek weet nie wie wil eers antwoord. Ons lewe het verander vandat ons by Bloekompoort uitgekom het, net tot 20 jaar te laat. Maar ons kan nie wag vir elke maand vir Bloekompoort nie, dis verseker. As jy jou hart uit. Uit my hart uit. Dat die Martie, jy is pragtig. Ons is 8 of 9 jaar is ons lede by Bloekompoort. En in die 8 en die 9 jaar het ons nog nooit iemand gesien wat vir iemand anders kwaad raak of aggressief raak nie. En wat is boeremusiek? Dis 'n saambindende Afrikaanse kultuurorganisasie. En jy kry soveel fantastiese liefde wat hier is. Inteendeel, dis 'n familie. Dis 'n boeremusiek familie hier. Ja, dit voel vir ons net as ons ander familie wat ons by kom kuier. Ons kan nie wag nie. Hierdie is ook deel van ons ou gades. Hulle is eintlik die pa en die ma ook van Bloekompoort. Dis nou Thys en Martie. So ja, voel julle van boeremusiek en Bloekompoort. Hoe is julle harte hierso? Dit sal goed wees. Ons dans al 14 jaar hierso so. Ons kan nie kla nie. Dit is net awesome. Ja, en ons het in die Kaap gebly en ons elke maand hier. Ja, dat is lekker. En dan is ons van Pikkie en Wouter. Hulle is ook elke maand, hulle kom kamp elke maand. Ek dink julle sit 'n maand uit. Nee, wat. So ja, wat sê julle? Hoe voel julle harte oor Bloekompoort en boeremusiek? Ek sal sê ek kan vir enige ou aanbeveel om hier te kom kamp. Die ablisieblokke is mooi, die caravan stands is baie mooi en dan op 'n naweek die boeremusiek is een woord net fantasties. Ons kan nie kla oor dit nie, elke band wat speel. Dit is net uit die boonste rakke uit en dan kan ons sê vir Benna en sy vrou wat altyd hierdie dinge organise met hulle span. Dit is net uit die boonste rakke en hulle laat boeremusiek verder gaan en hulle help mense om dit te doen. En so ek kan dit net aanbeveel vir almal
Dis baie lekker, ons geniet dit. Hey, hier is ook maar een van die manne wat altyd by ons kom kuier, elke funksie. Johan Stroebel en sy vrou Emma. Ja, hulle kry elke keer 'n huisie en kyk waar staan hy alweer. Ons gaan lekker vleisie braai. Ek hoop jy het vir my ook 'n vleisie. Altyd. Lekker is dit die As jy wil kom kuier en wil mense leer ken, wat vriende en familie raak, is dit die plek om te kom. Bloekompoort. Altyd netjies, Bloekompoort is dan nie 'n beter plek nie. Jy kan sien hoe die mense is, almal ken mekaar, almal kuier by mekaar. Dis net 'n plek. En nou maak julle nou as julle hier kom met die nuwe mense? Jy gaan groet om dadelik, jy stel jouself voor en daar sy. Volgende keer is jy familie. Nou vriend, wat wil jy sê nie? Hoe is jou hart altyd as jy hier na toe kom? Ek weet julle mis ook op nooit 'n boeremusiek naweek hier nie. Jy kan maar uit jou hart uitpraat. Nee, ek geniet dit baie. Ek geniet boeremusiek. Ja. Maar wat ek meeste geniet is die mense, die atmosfeer is lekker. Ja, dis anders. Dis nie net die musiek wat jy gaan luister nie. En die mense is altyd dieselfde, altyd vriendelik. Ek sien uit daarna om hier na toe te kom. Yes. As jy nog 'n plek soos Bloekompoort nie, wat sê jy sê? Nee, dis hier lekker. Dis dit hier. Maar ons gesegde is wat sê ons altyd? Waar is dit lekker? Waar is dit lekker? Hier is dit lekker. Ja, lekker man. Ja. Kan julle ons 'n bietjie meer vertel van Bloekompoort? Hoekom kom julle Bloekompoort toe? Wat is die rede? Fantasties en om die musikante te ervaar, nee. Maak 'n baie groot indruk op 'n ou en nou waardeer dit baie meer. Jy weet nie hoeveel tyd sit daai ouens in om te oefen en hoeveel tyd kry hulle. En dan kom verskillende ouens bymekaar en speel saam. Een groot gelukkige familie om saam te wees en om dit saam te geniet. Dis fantasties. Wat is jou rede? Hoekom sal jy sê kom hier Bloekompoort? Bloekompoort. Ons kamp nou vir 12 jaar by Bloekompoort. Ons het boeremense. Ons het mense wat respek en liefde toon en waar jy beter kuier. Ons dans, ons orkeste topgehalte. Ons kan nie beter kry nie. En dis ons rede hoekom ons hier is. Okay. Baie lekker. As daar nuwe mense is, wat sal jy sê, wat doen ons altyd as nuwe mense hier aankom? Wow. Ouens kom hier aan en as hulle maar bietjie skagter en dan kyk hulle maar bietjie rond en hulle verstaan nie mooi wat hier aangaan nie. Maar ons nuwe mense word so ingetrek so vinnig, onmiddellik, is deel van die familie wat hulle word, sodra as wat hulle hier aankom. So dit maak dit lekker. Okay. Jy weet ons self het al 10, 12 mense ingebring, nuwe gesinne ingebring wat ons kom deel en is lekker. Is lekker. Baie dankie vriend. Dankie Boeta. Waardeer dit. Dankie jy. All you guys, hè? As jy van boeremusiek hou en jy het hierdie video geniet, ondersteun ons gerus en stuur hom aan vir vriende, familie, kollegas en onthou om daai knoppie te druk en aan te sluit by ons kanaal.